Hierso het ons nou die Horsch Terrano 6MT. Sjaal, hoe lyk dit? Tjoep, dit gaan baie goed. Ek moet dan sê, dit het amper gevoel soos daai dag wat ek my sê op die kansel verloor het, toe die masjien nie inkom. Sê gou 'n bietjie vir my. Hierdie Horsch Terrano, nou ja, dis een van daai goeters toe ek saam mee in Duitsland was. Een van die dinge wat ek daar gesê het, is hulle verstaan om 'n stukkie welding, nee, dat ons dit daarom by mekaar agter mekaar kry. Verduidelik my gou vinnig net in 'n neutedop die konstruksie van die ding en dan okay, ons begin met skotteltjies voor. Hoe maak ons hierso? Tjoepie, ek wens ek hoef dit nie in 'n neutedop te doen nie, maar as ek moet sal ek dink om die masjien mooi te op te som, dis 'n een bewerkingsmasjien en jy sal voorsien het hy skottelbewerking wat bestaan uit 48 skottels. Hy is ook 520 cm skottels, maar baie belangrik, jy sal sien vanuit die masjien, vanuit die trekker, kan jy jou voorskottels meer aggressief en minder aggressief. So dit is om jou oesreste, hoe jy dit wil hê, wil jy dit inwerk, in die grond inwerk, of wil jy dit net bo meng vir vogbeheer? So jy kan besluit hoe jy hom wil hê op die einde van die dag en dan kom die tande ook nou nog deur na die tyd. 100%, so dit is van jou kajuit af. Jy sal sien hierso is silinders, as daai kameraman dit net sal, ek dink dit is 'n sterk eienskap wat ons produk het. En daarna vir die kompaksie van die grond, dan kry jy jou tande en die Terra Grip tand kom uit Duitsland uit en hy werk 300 diep en jy kan tot op 12 cm met 'n sweep skaar ook werk met hom. En dan ek sien hy het so 'n angeltjie hierso. Waarvoor is die angle? Dit gaan nou maar net oor netheid, Tjoepie, om 'n bietjie uit te gooi en dan sal jy sien agter is daar nog 16 klein skotteltjies wat dit mooi gelyk maak. Maar jy het 'n verskeidenheid van skare hierso. Jy kan 'n ULD plast skaar ook opsit wat baie meer vir harder tipe grond is en dan hierdie is ons algemene skaar en dan soos ek jou gesê het, kan jy 300 sweep opsit wat jy 5 cm tot 12 cm diep kan werk. Wat jy vir my sê is jy sit 'n sweep dan nou hier in die onderkant, né, is ek reg? 100% vir vlakbewerking. Jy sal ook sien ons skouergedeelte, dit is 'n low maintenance en dan het hy ook 'n trip aksie normaalweg vir 500 kg, maar in Suid-Afrikaanse omstandighede, ek weet nie hoekom bederf hulle ons so nie, sit hulle ekstra springs by, dan trip hy eers op 750 kg. Julle weet mos ons grond is harder en droër as die klomp daarbo, né? Moet wees die rede, ja. Okay, en dan in die agterkant, verduidelik my hierdie roller besigheid. Hoekom moet ek hierdie ding met die klomp klein wielietjies? Wat is nou verstaan nie lekker nie. So in die Horsch implementekant stal kan jy 'n paar verskillende rollers bestel. Hierdie ene, oordat ons voorraad bestel, is hierdie die algemeenste een wat deur die bank, deur die areas werk vir ons. So sy geheim is, jy sal sien is 'n dubbel roller, is 'n lekker swaar roller. Dit dien ook as jou dieptebeheer van die masjien op die tand, né. En dan sê jy sien hy tel modder op tussen die, sal ek dit die U-frame van die wiel noem, en hy maak weer 'n tyretjie, want grond op grond sluit nie. Ek hoor wat jy sê, so hierdie besigheid hierso, as jy so hier kan deurwerk, dis basies 'n tyretjie wat jy dan kry op die einde van die dag wat vir jou baie mooi vaste saad gee. So ek neem aan ek kan koring plant agter hierdie ding. 100%, jy kan enigiets agter hom plant. Dis 'n perfekte saadbed en ek hoop ons gaan 'n mooi demonstrasie nou kan sien. Uitstekend, right. Laat jy hom vir ons so lank wegvat en dan kan ons 'n bietjie nonsens praat tot hy kom, né? Ja, hy is welkom. So julle doen nie net die Terrano nie, verduidelik my so vinnig, van Terratil, wat doen julle nog? Wat se ander goede kan ek nog by julle kry? So Terratil implemente is gevestigde besigheid daar by N14 op die plaas Holfontein. En daar doen ons baie implemente wat tandimplemente is. Ons doen ook hoë spoed snybewerkings, 5 meters, 8 meters op hulle. En dan het ons ook laas jaar ons eerste 12 meter 98 skorrel masjien hoë spoed dis verkoop. Wat voor ons noem dit 'n knife roller op het, soos 'n rolmoer voorop het. Ja. Dis reg. Nou waarvoor is daai besigheid dan nou? So direk na jou reste gaan jy in met daai masjien en agter kom hy mooi skoon uit. Dan is hy klaar, einde Dan van is die hy storie. netjies, dan is dit netjies. En dan natuurlik, as jy gaan kyk op ons statiese uitstalling, ons vlaggenskap sal nog altyd ons planters wees. Daar het ons 8 rye, 12 rye, 16 rye en 24 rye. 24 rye slegs 75, 76 cm, maar die res van die reeks kan ons vir jou gee tot op die 91 cm. Want as jy my 24 op 'n 91 gekry het, dan was ek beïndruk geweest, hoor. Dan sê jy, jy het dit nie gemaak het nie. En dan natuurlik wil ek met groot opgewondenheid sê, ons het laas jaar ons eerste hoogloopspuit, Horsch Leap WL ingebring. Hy is reeds verkoop in Suid-Afrika en hy word deeglik getoets.
En hierdie jaar kan ons met trots sê daar's nog 'n klomp van hulle op pad. So dit is 'n nuwe toevoeging tot ons besigheid. En dan sê gou vir my hierdie Terrano. Waar sal ek hom? Wat is my hoof plekke waar ek hom actually gebruik? As jy gaan in terme van waarvoor is hy die meeste geskik? Mieliereste of net gewone cover crops inwerk? Hoe maak jy? Ek sal sê sy heel grootste doel is dis 'n eenbewerkingsmasjien. Kom ons vergeet nie van dit nie. So ek sal op agter my stroper insit. Ja. Want jy kan nog steeds jou oesreste met die skottelsteinbewerking voor netjies maak en dan het jy nog steeds om die kompaksie weer los te maak en dan het jy saadwyd agter die masjien. Ek kyk, maar hy vat 'n bietjie die masjien, nê. Want ek meen ons het 1050 voor. Ek weet die grond is nou redelik hard, maar hy soek maar op kilowatt of 2, nê. Definitief eintlik nie so seer baie nie. Ek dink die tande is so 15 kW op 'n tand, maar die masjien in algeheel, jy sal nog mooi met hom kan werk. Dalk nie so vreeslik aggressief kan werk nie, maar jy sal mooi met hom kan werk met 'n 350 kW trekker ook wat dan nou 400 perkrag is, nê. En sê vir my laaste ding, diepte op hom, hoe diep kan hy actually werk? Op die Terra Grip tand kan jy enigiets van 5 cm tot op 300 diep werk. Ek kan sê op ander areas het ons dieper gewerk, maar ja, sy grondvrye hoogte op die balk sê jy sien is 850 cm. Uitstekend. Charles, dankie baie. Baie dankie Choopie. Dankie JWL vir die gebruik vir julle trekker. Ons waardeer dit. Baie dankie.